Hi, ek is Lisa met die rooi hare en ek kyk op my eis sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 4 episode 4 recap. Iemand skoor en iemand snor, iemand moet huis toe gaan, alweer, okay. Right, ek drink vandag 'n baie lekker bottel Jakkalsvleis Sauvignon Blanc. Ja, hy's amper leeg, ek kon nie meer wag nie, okay. Right, in vandag se episode soen Roan iemand, hy lieg daaroor, hy stuur iemand huis toe en ons 'n bombshell. So kom ons begin met die episode. So die episode skop af met die chomme wat 'n bietjie opvang oor die vorige dag. Môre Chom, lekker geslaap. Ek het 'n bietjie gemis, verstaan jy? Ja. Hoe daai chats gegaan? Chom, baie goed. Lekker chom. Chom, ek het op tyd het ek bietjie emosioneel geraak. Yes, chom. Vatslik elke keer as hulle sê chom. Dan het Japes nou vir Roan nog 'n briefie. Ek het jou nog 'n surprise. 'n Briefie. Hoe het jy geweet? Want dis al wat jy doen hier. So hierso. Ek kan ongelukkig nie sê Dis dieselfde persoon, hè? Dis dieselfde persoon. En arme Roan moet weer sy onvoorbereide lees beproef. Ron, jy het die zip line oorleef sonder om in die water te beland. Alhoewel ek sou jou rugby moves is indrukwekkend, maar ek is die een wat jou hart gaan vang. I would have done another take, but that's just me. Anyways, right, so vir die eerste groot group date aktiwiteit, gaan hulle nou touch rugby speel. Hou vas, want dis vandag touch rugby. Yay, rugby. Is daar net een reël. Wen of huil mooi vir die kamera. So al die girls is daar, almal het hulle burnt pakkies aan of hulle knock-off burnt pakkies, want burnt is belaglik duur. Hierdie is amper soos Currie Cup final, maar dis nie Currie Cup final, dis Roan final. Oulik man, okay. Maar ek moet sê, arme Caitlin lyk so 'n bietjie bang. Caitlin? Of was dit net 'n verskoning vir die kameramanne om haar lyf af te neem? Someone made a comment as well, they were like, I don't look athletic. Maar Cindy lyk in die zone. Mother, I crave violence. Sy het nie gehoor touch rugby nie. Sy het gehoor rugby. Wat bestaan jy op tackle sy vir arme Janine? Daar sy. Kom Cindy. Ek vergeet, dis touch rugby. Lekker Cindy. Nie vandag nie, Cindy Lee. Is dit hoe hulle dit doen daar in Kempton? Dis nie eens touch rugby. Ek kan nie hierdie girls loop tackle nie. En Cindy skoor eerste. Ek dink dit was net ons het net mekaar verstaan. Cindy Lee, gliteer vir die eerste 3. Telling is nou 1-0. En dit is 'n tema vir hierdie week, Cindy wat skoor. Dis nou aan soos Japan. En dan daarna gaan druk Marita ook 'n 3 of wat ook al. Maar ek het ook 'n 3 of 'n wat ook al gedruk. Marita maak dit toe 2-0. Ek was baie bly daaroor. Right, so die girls wat wen en saam met Roan op 'n date gaan is Caitlin, Marita, Minette, Hermie en Cindy Lee het vir hulle game drive gewen met die touch rugby. en arme Charlene is dan soos heartbroken want sy mis alweer 'n date. Dis al 3 dates en ek het nog nie gesien nie en almal se relationship bou en ja, ek dink dit is net die omstandighede dat ek emosioneel is, maar is net soos mense kom net agter gesrond die meisies weg is, soos hoe valuable die tyd is. And as luck would have it, het Caitlin soos 'n work emergency, so sy moet werk. Caitlin is 'n persoonlike assistent vir maatskappy Orsay en moes ongelukkig die game drive mis weens werksverpligtinge. En dan stuur sy vir Charlene in haar plek op die date. Sy vra toe vir Charlene om haar plek in te neem. So right, vir die date gaan hulle almal 'n bietjie op 'n game drive. En funny girls bring hulle game op die drive. Ek, Hermie en Minette saam plannetjies vir hom. Een van ons 3 moet langs Roan sit. Dan blok ons bietjie vir Charlene en Marita uit. Okay. Nog ons gewonder wanneer gaan die drama tussen die girls begin. Want ons sou graag seker maak dat ons daardie tydjie met Roan kan hê wat bietjie ekstra tyd is. Anyways, kameelperd! Dit is brag en hulle kan vers sien. Maar dan is dit tyd vir Roan om weer one-on-one dates te hê. En finally is dit Charlene se beurt. Charlene, sal jy saam met kom vir 'n paar minute? Sure. Ons gaan net tussen toe draf neem, stap. So right, hulle gaan sit 'n bietjie en chat. Roan komplimenteer haar baie. Jy embrace dit, jy's vriendelik, jy
Ek is 'n baie happy mens, soos ek's klaar happy, hoef my nie happy te maak nie. We love to see it. En Charlene maak dan so 'n bietjie oop oor die tyd wat sy baie siek was. Nadat ek siek was ook, soos dit het baie goed in perspektief gesit. Soos ek weet die lewe is kort. En guys, dit was erg. Julle het dit gesien in die huisgenoot. So basically in 2022 was sy amper dood. Van daar was 2 massive vergroeisels soos in haar kolon en die dokters het nie gedink sy gaan dit maak nie. Dankie tog sy het. Sy's nou okay. Ons is hier vir iets groter as net ons eie. As ek nooit liefde vind nie, soos Jesus is genoeg. Ek is so lief vir hom en ek is so dankbaar dat ek nie kan wees want ek was amper weg. Honestly, this is crazy. You never know, hey? You never know what goes on in someone's life totdat jy die huisgenoot lees. Sy het bietjie emosioneel geraak en dit laat my net besef sy's 'n genuine mens. Anyways, dan terug op die bakkie. Net, wat sien jy? Steve, wat sien ons maar net? Dit moet die beste oë hierso. En Roan gaan sit dan as prins langs Manet. Laat ek bietjie langs jou kom sit. Want jy's wel heeltemal te stil hier. En Manet sê vir hom, sy sien hom. Ek sien jou. Hoe bedoel jy? Ek sien jou. Dis maklik om te sê gewoon oor iemand. Maar die ander girl sien 'n kameelperd. Nog een. Woe! Dis nog net kameelperde daar. Anyways, volgende geleentheid kies Roan dan vir Hermie. Jy lyk bietjie gemakliker, hè? Ja, dit is onnatuurlike omstandighede, maar stroom ons. Maar voel dit al 'n bietjie beter? En soos wat hulle stap en gesels, gee Roan vir haar soen oë. Daai is soos, as jy net lank genoeg vir my kyk, gaan ek jou soen oë. Maar Hermie val nie daarvoor nie. Maar dis die verloop moes maar van waarvoor ons opgeteken het. Nee, 100%. Hulle bond dan ook 'n bietjie oor hulle kids. Luister, kom ek sê vir een ding. Kom ek sê vir een ding. As iemand wat ek ontmoet in my lewe kom en hulle vaar my kinders hier, sê ek vir jou nou, dan gaan jy. En wat is vir Hermie 'n dealbreaker? As iemand nie haar dealbreaker aanvaar nie. Ja, so 'n dealbreaker vir my is ietsie wat as daar nie ruimte is vir my dealbreaker en dat daar nie 'n toekoms vir ons sal wees nie. Okay, good to know. O ja, dan terug by die ander girls by die bakkie en hulle is so verveeld dat hulle 'n bokdrolspoeg kompetisie hou. Ons gaan nou 'n bokdrol kompetisie hou en kyk wie die verste kan spoeg. Wow. Lyk hom soos 'n nikkerbol. Okay, step up to the plate. Spoeg hom. Okay. Dis 'n grasbolletjie. So daar's regtig nie veel in dit nie. Ja, 'n grasballetjie wat letterlik deur die hele bok se lyf en intestines was en toe uit sy poeper uit is. Okay. Wen Manet wen dan. So Manet kry tequila. Ja. Yes. Weet jy wat sê hulle van 'n girl wat goed is met bokdrolspoeg? Nee, rarig, weet jy, want ek weet nie. 'n Mens moet dit vir jouself lekker maak. Dan is dit nou sunset en Roan kan iemand kies vir 'n romantiese dinner date. En raai wie kies hy? Cindy? Vir Cindy. Ek verstaan hulle verkeerd dat ek gedink het daar's net friend vibes tussen hulle. En ja, Cindy lyk super excited om op die date te gaan. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie vat vir 'n candlelight. Ja, anyway, dan gaan ek en jy 'n bietjie tyd saam spandeer. 'n bietjie uitfigure hoe jou kop werk. So ja, hulle kom maar aan, gaan sit aan tafel en die eerste vraag wat Roan vra is: Is jy lief vir my of nog nie? Roan! Nee. Nog nie? Nee. It's been a week. Ek dink dit is moontlik. Iewers in die episode sê JP per ongeluk eintlik, dis nou eers 'n week wat hulle daar is. Maar sê vir my gou, wat like jy van my? Lyk met Hoe sê jy like my? Ja, ek like jou. Ek like jou. Ons skien nie net gevra het nie. Daarna gaan hulle dan so 'n bietjie op 'n kompas en dis nogal steamy tussen hulle. Maar jy weet nog jy binnekort soen hè. Hoe kan? En dan soen hulle. Ek dink soen is eintlik die verkeerde woord. Hulle vry. I mean, Cindy is so happy. Haar aar op haar kop is happy. Hy maak even 'n verskynsel. Maar soos, wow, tong in die long. Dis 'n vet kop. Dis 'n What a way to describe a soon. Dit het so vroeg gebeur. Ons is nog 'n top 10. Maar dan na die tyd skor Roan die date net 'n 8 uit 10. As ek hierdie date met Cindy moes op 'n skaal van 0 tot 10 gee, sal ek dit 'n 8 gee. Askies. So wat sou dit wees sonder die soen? 'n 5, 'n 6. Maar ons hoor ook dat Cindy besluit sy gaan nie vir die ander girls sê dat hulle gesoen het nie. Nee, ek gaan te sleg voel om vir die ander meisies te sê ons het gesoen. Ek voel net dit gaan hulle bietjie negatief maak. Which I get. Right, dan volgende dag, volgende groep date. Ek het gedink dis tyd dat my broer bietjie sweet. En hulle gaan e-bikes ry. Vir 'n e-bike avontuur. Gelukkig hoef niemand superfiks te wees nie. Hey, bikes.
O ja, en die girls op die date is Janine, Bianca, Chantal nommer 2 en 3 en Caitlin. So ons gaan vandag e-bikes ry. Oh, Lord have mercy. En actually op hierdie date laat die girls die dinge natuurlik gebeur. Niemand is daar met 'n game plan en soos ek gaan daar ry en jy moet daar. We all kind of let everyone get a chance to through one. There's no one who is trying to push anyone out the way. Ons is net chilled vibes. Kind of just let Ruan decide who he wants to chat to. En at least kry ons nie aan my Marlies oomblik nie. My fok Marlies. My Marlies. Dan het Ruan weer kans vir 'n one-on-one time en hy kies die keer vir Caitlin. My bro. Yeah. Caitlin, would you like to go have a chat? Yeah, that would be so nice, my bro. En kan ek net sê, ek love Caitlin. Net voor haar gekies het, was sy so stres jy, is jy nervous? En sy soos, nee. Stres jy? Nee, maar sy sê Caitlin is stressed. No. Why would I be stressed? She says I'm not making it easy. 'n Man maak my nie nervous nie. Oh, well maybe she's stressed. Men don't stress me out. Salai! Sy gee vir my die vibes laat soos, ek het nie 'n man nodig nie. Wie sê ek like jou? En honestly, ek dink, Ruan kom iets 'n bietjie agter. Kom Soutie. I'm coming. Ek gaan hom so mengels gooi, né? I understand Afrikaans. Can we get a translator? Want hy vra dan vir haar soos, wil jy actually hier wees? You've confirmed you do want to be here. Yeah. Well, yeah, I do Well- want to be. No, it's just difficult. Like, it's not you. It's just like working. En dan het hulle 'n super romantiese fist bump. But Okay, sure. Do you want a fist bump again? I think it's our thing now. Yeah. Yeah. For now. Dit was so romanties. Wow, 'n fist bump. It's giving friend zone. No, you said you're not kissing anyone. No, for now. En dan actually somehow draai die conversation vinnig na soon. You're not kissing anyone for now? No, I don't know what's going to happen. Oh. En of Ruan nou al iemand gesoen het. Yeah. Everyone says you're not kissing anyone. En Ruan lieg. Hy sê jokker. I haven't kissed anyone yet. Hy stryd op, kyk haar in haar oë en lieg. Are you going to tell us when you do? Yeah, of course. Oh, okay. I mean, okay. Ek verstaan dat hy nie vir haar wil sê nie. Jy wil nie noodwendig vir almal sê jy soen almal nie en jy wil hulle gevoelens spaar. So he hasn't kissed anyone, but I didn't inquire if he's kissed anyone. I just heard through the grapevine that he isn't going to kiss anyone. Maar moet dan nie lieg nie. Draai net 'n bietjie die waarheid. Sê net uit respek het vir almal, gaan ek nie sê of ek mense soen of nie, want dit is tussen my en daai girl. En ek wil nie hê dit moet my verhoudings met die ander girls beïnvloed nie. Obviously, if you're trying to build a connection with someone and it's like after a month you're still fist bumping, it's a bit weird. Anyways, dan volgende het hy aanleentheid met Chantal nommer 2. Chantal Viljoen het ek 'n sagte plek vir haar. Sy's 'n genuine mens, sy's vriendelik, sy's bubbly. En she spills the beans. So, ek het vir jou 'n briefie. Alright, sy sê vir hom, "Hey, dis ek wat die briefies skryf." Nou weet jy dit is ek wat die briefies jou skryf. Maar Roan lyk nie jy's verbaas nie. Ja. Nog een? Okay. En sy's dan soos, "Maar nou dat jy weet dis ek, het ek vir jou 'n nuwe speletjie. Jy gaan hulle moet soek en opspoor." So nou gaan ek 'n bietjie interessanter vir jou maak. Okay. Ek gaan 'n scavenger hunt basically doen. Ja. En dan Roan is nie lus vir games nie. So nou moet jy werk om briefies te kry. Okay. Hy stop al basically nou daar en sê, Hoor hierso. Dit gaan op ernstige noot. Ek moet vir jou sê, ek gaan jou huis toe stuur." ek gaan nie vandag moet huis toe stuur. My word! Roan timing. Okay. Oh, soul. Maar jy my uit. Ek wil nie jy moet dink en ek wil hê vir my vra wat jy wil. Maar die rede wat hy gee dat hy haar huis toe stuur is sodat sy terug kan huis toe gaan na haar seentjie toe. Ek gaan nie vir jou kakredes gee nie. Ek voel net in opsig van jou situasie en jou seentjie, dink ek omdat daar is connections wat sterker is as my en jou op die oomblik, okay? En ek bedoel dit met diepte van my hart. Ek wil nie nog tyd wegvat van jou kind af as gevolg van dit nie. Bit of a cop-out. Sê dat jy weet sy's nie die een vir jou nie. En hy probeer haar dan soos opbou en soos, jy gaan nog iemand kry, die regte een is daar buite. Byt vas, jy gaan iemand kry? Ja, geen tyd. Nee, jy gaan, Maar moet net nie daarvoor soek nie. pas op net om vir dit te soek. Hallo? Jy's letterlik die lead van 'n dating show, Roan. Jy soek daarvoor. Okay. Okay. En jy's 'n goeie mens hoor. Baie goeie mens. Anyways, hy kom terug by die tafel by die ander girls. Hulle soos, "Wat Chantal?" Dit was haar tyd om huis toe te gaan. Ek gaan nie vertel wat ek gesê het nie, maar En jy weet wat dit beteken. Daar's net een Chantal oor. You have been promoted. You are now one of my elite employees. Chantal nommer 3. dit is kak, sy's 'n emosionele mens. So, Chantal nommer 3, jy's nou net Chantal.
Dan terug by die huis en JP loer bietjie in by die res van die dames. Is dit nou die tyd om weer aan te kom? Vra julle my. Middag dames. Hallo. Hallo JP. So wat dink julle kom? Wat of wie? Maar dan ewe skielik is daar 'n nuwe gesiggie. O ja nee, dis 'n meisie hier kom. Saartjie. Hallo julle. Hallo. Hallo. Hallo Saartjie. Net voordat julle wonder wie noem nog hulle kind Saartjie in vandag se tyd, dis 'n bynaam. Okay? Saartjie of Susan? My naam is Saartjie Erlang. So right, Saartjie is 27 Ek is 27 jaar oud. Ek is 'n mediese rep in skincare. en soos wat sy daar aankom is die girl soos, "Hey! Hallo Benet, Saartjie aangenaam ek welkom. Hallo. Wat 'n fun. Ek nou vir Saartjie of wat ook al haar naam mag wees, raad kan gee. Sy hoef nie haar tas uit te pak nie. Okay, Cindy. Dan kom Roan en die res van die girls wat saam met hom op 'n date was nou daar aan. Hulle groet vir Saartjie. Hallo Saartjie aangenaam kennis. En almal probeer regtig hulle pokerfaces hou. Ek het nie my bril aan nie, ek kan nie sing nie, maar wat ek kan sien is dat hier is 'n bombshell. En toe besef almal, "O, Chantal is weg." Ons raai nie oor Kaartjie of Saartjie nie, waar is Chantal? Mag ek vra waar Chantal? So Saartjie het basically ingekom om vir Chantal te replace. Maar ongelukkig het ek gevoel dit is tyd vir hom huis toe te gaan. Awkward. Chairman aan vir die laaste deel van die episode raak Roan die mouse. 'n mens ja, ons almal offer baie op verstaan, so is maar moeilik en dit gaan nog nie maklik raak nie, so. Shame man. O ja, okay, en die preview vir die volgende episode lyk juicy. Ken jou plek. Dis nou waar jou plek is. Dit het my hart vinniger laat klop. Word afgebreek en geskit agter mekaar se rug. Not to my face. Two face. Hierdie aand het glad nie lekker begin nie. Ek watch julle hier sodat julle reg antwoord. Maak my net so seer. Solank al lus vir 'n maklike fight. Dit is dit onder dieselfde. I to say it makes excited. Maar ja, dis dan dit vir die episode. My oë was bietjie groter as my maag. My wyn is nog nie klaar nie, maar die video is klaar. Ek wil nie hierdie down nie, ek wil dit savor. Dis so lekker, okay. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n op my eis recap. As jy meer van my wil hê, gaan kyk die show op my YouTube channel en Sip en Skinner op Pretoria FM se YouTube channel. So, see ya there. Maar ja, dis dan al van my kant af. Bye!